My naam is Inel Lambrechts en ek is die predikant hier by Knysna Kerk. Inel en haar man François is beide leraars by die gemeente. Een van hul vele pastorale bedieninge is 'n kankerbediening. Inel vertel hoe die bediening onder leiding van 'n afgetrede onkoloog, Dr. Albert Alberts, die gemeente en die gemeenskap van Knysna help. Kankerbediening in ons gemeente word gedoen deur 'n groep mense wat gelei word deur Albert. Julle gaan hom net ontmoet. Hy's 'n onkoloog of hy's 'n afgetrede onkoloog. En dan 'n groep mense wat of in die mediese professie was en spesifiek met kankerpasiënte te doen gehad het, of mense wat self geraak was persoonlik deur kanker. Nou, Inel het vir my gevra, omdat sy geweet het ek is 'n afgetrede onkoloog, om die kankergroep te begin. Nou, dit is baie belangrik, dink ek, vir 'n predikantspaar om die gemeente te motiveer om aan sulke subgroepe met hulle betrokke te raak. So daar was op 'n gereelde basis was daar 'n vormpie wat alle gemeentelede kon invul en sê watter een van hierdie groepe sal hulle baie graag by betrokke wil wees. En so het dit nou gekom dat oor die tyd daar 11 persone aangedui het dat hulle belangstel om mense te kyk wat kanker het. Om met kanker gediagnoseer te word is 'n lang pad en 'n moeilike pad wat met 'n klomp uitdagings gepaard gaan. En om regtig hierdie mense pastoraal te kan ondersteun, vra 'n intieme en intense pad wat met persone met kankerpasiënte gestap word. En daarom het ons gevra, hoe kan ons dit meer holisties doen? Aan die een kant as persone diagnose gekry het en sê ek weet nie lekker wat om van hierdie diagnose te maak nie, of ek verstaan nie wat dit beteken nie, om 'n mediese deskundige te hê om te vra, maar verduidelik net vir my wat het die dokter bedoel toe hy hierdie sê. Of as jy 'n neeweffek het van bestraling of chemo en jy wil weet, is hierdie normaal, het ek nodig om my dokter te kontak, om iemand te hê wie jy dit kan vra. En dan natuurlik ook die wat langs die pad staan en moet inpraat en cheer en sê, jy kan dit doen. En selfs aan die einde soms palliatiewe sorg of dan nou sterwensbegeleiding om daai pad ook te kan stap met mense. En ons is so dankbaar om te sien hoe die Here keer op keer vir ons nuwe mense met nuwe vaardigheid en nuwe kundigheid gee wat regtig 'n 1-tot-1 intieme pad met gesinne wat geraak word deur kanker kan stap. In die praktyk word daar in die gemeente dikwels deur ons oorhoofse pastorale groep wat 50 mense is en meer dikwels deur Dominee Inel self word ons bewus gemaak van 'n pasiëntjie met kanker. Wanneer dit gebeur, gaan sien ek almal en ek knoop 'n gesels natuurlik met hulle aan. En hulle het baie spesifieke behoeftes. Een van my hoogtepunte met Albert se bediening was hier was 'n polisieman in die gemeente wat gediagnoseer was met skeletkanker wat 'n baie seer vorm van kanker is. En toe ek so naby aan die einde eendag by die gesin gaan kuier, toe vertel die vrou vir my hoe Albert langs haar man in die bed geklim het waar hy op die dubbelbed lê en langs hom op die dubbelbed gelê het en vir hom mooi verduidelik het wat nou besig is om in sy liggaam te gebeur en hoe sy pad vorentoe lyk. En dit is vir my 'n storie wat praat van 'n mens wat absoluut net 'n hart het vir mense en 'n hart het vir wat hy doen en 'n passie het selfs al is hy afgetree. Ek sorg dat ek niks doen om die behandelende geneesheer se gesag te oorskry nie. Ek sal nie van sy diagnose en behandelingsmanier verskil nie. Want dan gaan jy 'n verskriklike de mekaar pasiënt daarna. Gelukkig is dit so dat die behandeling so universeel is
dat dit nie nodig is om enigstens te verskil van die behandelende geneesheer nie. Mens probeer min of meer vir die pasiëntjie idee gee van prognose, maar dit is so belangrik om by te voeg dat dis mense woorde en dat dit nie God se woorde is nie. En ja, so dikwels dan sien ons hoe die Here intree in iemand se lewe en dan verrassende verbetering bring. Andersins kry mens dan 'n pasiëntjie wat baie meer berustend is en aanvaar wat moontlik gaan gebeur. Van die lesse wat ons geleer het, is om regtig mooi te luister en ons gemeentelede goed te leer ken, om regtig mooi te hoor waarmee is die Here besig in elke individu se lewe. Wat is die roeping wat die Here op elke individu se lewe gelê het, en om hierdie mense net op die regte tyd rondom die regte tafels te sit en te sê, ons deel 'n passie. Hoe gaan ons hierdie passie gebruik tot die uitbouing van God se koninkryk? En dit kan vir enige iets wees. Dit kan vir kanker wees, dit kan om vir vroeë kinderontwikkeling wees, dit kan letterlik enige iets wees wat ons sien die Here is besig om iets hier te doen in mense se lewens. Hoe wil hy hier gebruik? Ek sou vir ander gemeente sê dat wanneer hulle so 'n groep stig, dit verskriklik belangrik is om kommunikasie te bly handhaaf. As jy nie kommunikeer met die pasiënte se familie nie, as jy nie baie duidelik en direk kommunikeer met die pasiënt self, as jy nie duidelik kommunikeer met die persoon wat in jou groep is, kommunikasiegebrek is seker maar een van die grootste lesse wat 'n mens kan leer. En gedurende aanhoudende versorging, liefdevolle versorging van so 'n mens.